Hallo en baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dis vir Sondag 1 Maart 2026. Dit is 'n erediens waarin ons gedoop het, so die boodskap gaan dan ook oor die doop. Baie welkom en maar voordat ons daarby kom ons bid net eers saam. Ons dank die Hemelse Vader vir u liefde en u genade dat ons ook vandag deur hierdie teken wat u vir ons gee, ook net kan ervaar, Here, hoe u 'n verbond met ons sluit en 'n pad met ons stap. Baie dankie vir die liefde wat ons daarin ook ervaar. Maar wanneer ons nou hierdie boodskap kyk, Here, wil U ons daardeur lei en help ook om te verstaan. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons teksgedeeltes, ons lees vir die Ou Testament uit Jesaja 43 en dan ons Nuwe Testament is Markus 1. Kom ons lees dit saam. Maar nou, so sê die Here, jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel. En wanneer hy met ander woorde hierdie name noem, Jakob, Israel, dan dink ons dadelik ook weer aan die verbond wat die Here met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. Moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. En wanneer die Here met ander woorde hierso praat van ek het jou losgekoop, dan praat hy van ek het jou losgekoop uit Egipte uit. En hulle het die Pasgamaal gevier om dit daaraan te herinner te word. En dan ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. Dit herinner ons weer aan die besnydenis, aan hierdie verbond wat God met hulle gesluit het. Vers 2, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys. Kus en Seba gee ek in jou plek. En wanneer 'n mens met ander woorde weer hierdie hoor, dan klink dit amper asof God baie wreed is om te sê, maar ek gee iemand in jou plek as losprys. Hulle moet sterf in jou plek. Want dit is in die Ou Testament, dan ook in die Nuwe Testament, dan weet ons natuurlik dat Jesus in ons plek as ons losprys ook betaal het. God is 'n God van liefde, en daarom gee hy iemand in ons plek, en dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Maar hy is ook 'n God van geregtigheid, want sien, hierdie sonde moet betaal word, so daai prys moet nog betaal word. En daarom ook hierdie gedagte van iemand in ons plek, wat vir ons sonde sterf. Vers 4, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. En dit is natuurlik die groot liefde wat Jesus in ons kom wys het, dat hy juis in ons plek kom sterf het. Maar dan blaai ons nou juis na Markus 1 toe, waar Jesus dan ook gedoop is, vanaf vers 9. In daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan, en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal, en 'n stem uit die hemel gekom. Jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. En is net hierdie gedagte van toe Jesus sy doop ontvang het, dat God hierdie woorde spreek, maar dat jy is my seun, my geliefde. Ons lees dan tot sover. Nou vandag vir ons as gemeente is weer 'n baie spesiale dag. Vandag gaan ons sien hoe 'n babatjie gedoop word. En dit is vir ons baie spesiaal omdat dit 'n geleentheid is waar God vir baie getuies sy uitnodiging ook aan hierdie kind kom rig deur 'n simboliese handeling wat ons dan die doop noem. En is ook 'n spesiale geleentheid omdat ons as gemeente die geleentheid kry om juis vir hierdie kind dan aan die Here te kan opdra en die Here te kan vra om hom te beskerm, te lei en al sy gawes wat hy vir die kind dan ook het, in hom te laat groei. En is ook 'n spesiale geleentheid omdat dit vir ons as gemeente help om te onthou dat die Here ons ook elkeen op ons naam geroep het, dat God homself met ons kom vereenselwig het. Wanneer 'n mens met die lewe te doen kry en jy trek so bietjie rond en jy sien hoe mense van verskillende kulture en lande die lewe ervaar, en ek het vir 2 jaar in Taiwan gebly, ek het ervaar wat die kultuur was in Hong Kong en Mosambiek en al daai plekke, dan kom 'n mens agter
dat daar 'n paar dinge is wat hulle oor die algemeen in gemeen het. In die eerste plek het die mens 'n soeke na 'n God. In al die kulture vind jy dat mense soek na 'n God. En dit is natuurlik omdat ons hierdie hinkering gekry het omdat daai sondeval waar Adam en Eva teen God gekies het, die verbintenis tussen ons gees en God se gees verbreek is. Dis asof ware daar nou hierdie leë kol is van iets wat missing is, wat verlore is. En daarom het die mens hierdie natuurlike soeke na God. Maar omdat hulle dan nie altyd juis vir die ware God kies nie, gryp hulle dan na enige God, en dis nou God met 'n klein letter. En veral die vyand kom baie keer en doen homself voor dan asof hy 'n God is. En dan word daar gegryp na hom. Maar natuurlik is dit so dat die mense het nie in die begin so hierdie hinkering gehad nie. Omdat Adam en Eva by God was. Maar toe Adam en Eva namens ons as mens kies, teen God kies, toe is daardie koneksie wat ons met God gehad het, is dit gebreek. En Genesis illustreer dit deurdat God na Adam en Eva, nadat hulle gesondig het, kom God in die tuin en hy roep dan na die mens. 'n soort van 'n simbool om te sê, maar waar is jy? Hoekom is hierdie koneksie gebreek? En sedertdien was daar hierdie skeiding gewees weens die sonde tussen ons en tussen God. En dit is hoekom die verbond ook so vir ons belangrik is. Dis hoekom die doop vir ons so belangrik is. Want met hierdie verbond kom God en hy nooi die kind, hy nooi vir jou en hy nooi vir my uit om weer daardie koneksie te kom heel maak. God kom na ons toe en hy sê, maar ek wil vir jou 'n God wees en ek wil hê jy moet my kind wees. En dit is die verbond wat God met Abraham gesluit het. Gesê het, maar ek sluit hierdie verbond met jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dat ek wil vir julle 'n God wees en ek wil hê julle moet my kinders wees. Ons hoef hom nie eers vir God te gaan soek nie, want God kom na ons toe. God wil my en hy wil jou God wees en vandag wil hy ook dit juis vir hierdie baba kom sê dat hy wil sy God wees. Maar nog meer is dit. God gaan selfs nog 'n stapie verder in Jesaja 43 soos wat ons vanoggend gelees het en gesien het, dat wanneer ons gedoop word, kom roep God ons op ons naam. God sê, ek het jou op jou naam, het ek jou geroep. Jy is nie maar net nog 'n nommer nie, jy is nie maar net nog 'n persoon nie, jy is op jou naam geroep. En dit sien ons byvoorbeeld, wanneer Jesus ook gedoop word, weer hierdie simboliese handeling van die verbond, waar God sê, maar jy is my seun, my geliefde. In die tweede plek, wat mense oor kulture in gemeen het, is dat die mens soek na aanvaarding. Almal van ons wil weet dat daar iemand is wat vir my lief is. Almal van ons soek iemand wat my sal aanvaar soos wat ek is. Almal van ons wil iemand wees, ons wil raak gesien word deur ander. Almal wil aanvaar word. En dis hoekom verwerping dan ook juist so seer maak. Wanneer daai maatjies nie saam met jou wou speel nie. Wanneer die meisie wat jy uitvra nee gesê het. Wanneer mense hulle rug op jou draai as jy instap. Dit maak seer. Want ons het hierdie natuurlike begeerte om aanvaar te word. Ons is sosiaal van aard en wanneer jy verwerp word, dan gaan dit teen ons sosiale natuur in en dan maak dit seer. Maar hier is wat God doen. Hy het elke een van ons verskriklik lief. En ons sien dit al vanaf Abraham, toe God juis na hom toe gegaan het, na ons as mens toe gekom het, ten spyte van die feit dat ons as mens teen hom gekies het, en hy kom sluit nog steeds 'n verbond met ons. God se woorde was dat deur Abraham hierdie verbond wat hy met hom gesluit het, sal die hele wêreld geseën word. Die toppunt hiervan natuurlik was dat Jesus juis uit Abraham se stam gebore is, om ons die liefde aan die kruis te kom wys, om hierdie verbond dan te verseël. En die doop is simbolies van dit wat God vir ons gedoen het. Dit herinner ons dat God ook na ons toe gekom het met hierdie genade. Genade wat ons wys dat God 'n manier geskep het, sodat ons in verhouding met hom kan staan. Maar wanneer ons natuurlik praat oor die doop, dan is daar 'n paar vrae wat mense oor die doop het, omdat daar as ware verskillende stemme is, wat partykeer kom twyfel saai in 'n mens lewe oor die gebruik van die doop.
En die eerste vraag wat baie kere na vore kom is, hoekom doop ons babas? Maar laat ek dit net eers baie duidelik maak. Ons doop babas, maar ons doop ook groot mense. Wat ons egter nie doen nie, is ons doop nie weer nie. In die vroeë dae het ons met cheques gewerk, waar as iemand aan jou 'n cheque gegee het, dit 'n belofte was van geld wat jy sou ontvang. En wanneer die persoon aan jou die cheque gegee het, het jy nog nie die geld self in jou hande gehad nie. Jy het nog net die belofte daarvan gehad. Jy moes eers die bankcheque toevat en dit inbetaal of dit omruil dan vir die kontant. En wanneer jy gedoop word, dan is dit soos God wat vir jou 'n cheque gee met die belofte dat jou sondeskuld betaal is. Maar jy moes dit nog eers aanvaar, jy moes dit nog eers in cash omsit in die kontant. En dis dan ook daarom die probleem dan om jouself weer te laat doop, want herdoop is basies om hierdie cheque wat God vir jou gegee het op te skeer en vir God dan te vra om vir jou 'n ander een te gee. Dis 'n totale minagting van wat God aan jou gee. En dis hoekom Christene nie weer doop nie. En tog is daar kerke wat jou probeer oortuig dat jou doop nie iets was nie en probeer jy dan weer doop. En dis verkeerd. Toe God na Abraham toe gegaan het, het hy vir hom 'n teken gegee van hierdie verbond, naamlik die besnydenis. En hierdie teken van die besnydenis moes in opdrag van God aan babas gegee word wat selfs so jonk as 8 dae oud was. En al die mans betrokke aan Abraham, selfs die slawe wat vir hom gewerk het, moes die teken ontvang. Babas wat op daardie stadium nog nie verstaan het waaroor dit gaan nie, maar dit maak nie saak nie, want dis die genade van God, deurdat God na ons toe kom terwyl ons nog sondaars was. En die doop is 'n handeling van God. Dit is hy wat na ons toe kom en 'n verbond met ons kom sluit. So of jy kan dit nou verstaan of nie, die doop bly geldig, die verbondsteken bly geldig, want dit is God se handeling met ons. So as God dan gesê het, ons moet dit aan babas gee, wie is ons dan om dit dan ongeldig te wil verklaar? En so sien ons dan ook juis dat in die Nuwe Testament daar hele gesinne is wat gedoop is. En daarom is die Bybel nêrens dan ook juis teen die doop van 'n kind nie. Party sal dan sê, nee maar wag, is die doop dan nie 'n teken dat God ons skoon was van ons sonde nie? En die antwoord is, nee, nie eintlik nie. Want as jy 'n teken wil hê dat ons skoon gewas word van ons sonde, dis die betekenis van die nagmaal, waar die wyn ons herinner aan die bloed van Jesus wat ons sonde afwas. Jesus se kruisdood is die betaling van ons sonde. Dis die betekenis van die nagmaal. En dis hoekom kerke wat eintlik dan hierdie betekenis aan die doop probeer koppel, nie veel maak van die nagmaal nie, want hulle plaas die nagmaal se betekenis eintlik op die doop. Ja, die doop verwys in 'n mate dat dit wat Jesus gedoen word, maar meer as iets as 'n verbinding aan die verbond, waar Jesus se kruisdood en opstanding hierdie verbond van God wat hy met ons as mens kom sluit het, wat deur die doop aan ons gewys word, moontlik maak. Nog 'n vraag is oor hoekom besprinkel ons? Weet die water wat gebruik word, moet ons altyd onthou is net 'n simbool. Daar is geen magiese krag in die water nie. As daar enige magiese krag in die water was, dan sou dit sin gemaak het om baie meer water te gebruik, soveel as moontlik die see dan verkieslik. En daarom, omdat dit eintlik net 'n simbool is, maak dit nie saak hoeveel jy daarvan gebruik nie. Ons doen presies dieselfde met die nagmaal. Toe Jesus dit ingestel het, het elkeen 'n bord kos ontvang en 'n beker wyn. Maar omdat dit net simbole is wat ons gebruik wat vir iets staan, kan ons die brood en die wyn verminder wanneer ons dit gebruik. Net so ook met die doopwater. En daarom is dit vir my snaaks dat sekere kerke so aandring dat jy nie die water kan minder maak nie, maar hulle dan geen probleem om dit te doen met die nagmaal nie. En hier wil ek dit net dalk iets sê oor 'n moderne verskynsel waar sekere groepe nou begin uitvaar teen sekere Christelike praktyke waarvan daar soortgelyke gebruike onder heidense gelowe is. Soos byvoorbeeld Kersfees, wat op 25 Desember gevier word in die plek van 'n heidense viering, of soos besprinkeling, of soos wat ook al. Maar dis duidelik dat hierdie mense het geen idee van wat aangaan nie.
Byvoorbeeld, die Ou Testament is vol offergawes van diere wat gebring moes word aan die Here. Maar raai wat? Ander gelowe offer ook diere, selfs sataniste ook. In die Christelike geloof vra die Here van ons om dankoffers aan hom te bring. En terwyl ek in Taiwan was, het Taoïsme gereeld offergawes aan hulle tempels gebring. Dit het daar rondgestaan vir al verskillende tye van die jaar. In die Christelike geloof word ons opgeroep om te bid. Maar in ander gelowe bid hulle ook. Selfs die term wat ons gebruik vir kerk, ekklesias, die Griekse woord, is 'n term wat eers deur Caesar Augustus van die Romeinse Ryk gebruik is om dorpe en stede kerk te noem wanneer hulle hom aanbid het as 'n god. En die eerste Christene het net doeteenvoudig hierdie term van ekklesias gebruik om hulle eie byeenkomste te beskryf wanneer hulle bymekaar kom om die Here as God te aanbid. Die vis byvoorbeeld is ook 'n simbool wat veral in die antieke tye deur heidense gelowe gebruik is as 'n god. In die stad Ninive was byvoorbeeld so 'n voorbeeld. En tog is dit later deur Christene gebruik as 'n simbool van hulle geloof. Selfs die nagmaal, brood en wyn, vind ons soortgelyke simbole by ander gelowe. Maar kom ons noem seker nou maar die grootste een hiervan waarvan selfs die Bybel dit spesifiek uitwys. Die kruis van Jesus. Vir die heidene was die kruis 'n teken van vervloeking. Maar vir ons as Christene het dit 'n teken van verlossing, genade en liefde geword. En so beskryf Paulus dit dan ook. Maar net omdat dit 'n simbool is wat deur ander gelowe gebruik word, beteken dit nie dit is dus by ons verwerplik nie. Anders sou jy mos omtrent basies alles van ons geloof moes uitgooi en dan bly daar niks oor nie. Maar sekere simbole beteken vir verskillende mense verskillende dinge. So het God byvoorbeeld aan Noag die reënboog gegee as teken dat God nooit weer die wêreld sal verwoes met 'n vloed. Maar die reënboog is ook egter deur die New Age beweging gebruik as 'n simbool. En meer onlangs deur die woke beweging gebruik as hulle simbool. Beteken dit nou ons moet die reënboog nou as 'n teken verwerp omdat dit ander betekenisse het vir ander gelowe? Natuurlik nie. En tog probeer hierdie groepe dit doen omdat hulle dink dit maak hulle meer Christelik. Maar hulle het nie 'n klou, 'n idee wat aangaan nie. Dis net eenvoudig belaglik. Nou my eie doop is vir my 'n baie spesiale dag. Die dag wat God nie net die uitnodiging aan my kom gee het om my God te wees en my te nooi om sy kind te wees nie, maar wat hy ook deur my ouers kom wys het wat dit is wat hy reeds vir my gedoen het. En ek vier elke jaar my doop op die 1 Mei. Dit is vir my 'n baie spesiale dag, want om te dink dat hierdie almagtige groot God, wat die heelal en die skepping geskaap het, persoonlik na my toe gekom het, en my op my naam kom roep het, dit is spesiaal. Die dag wat hy kom sê dat ek behoort, ek is nie alleen nie. En partykeer kry jy mense wat wel gedoop is, maar wat vergeet. Party van hulle gaan alleen deur die lewe, voel of hulle uitgesluit is, nie deel is van iets nie hier hoort nie, of die wêreld verstoot hulle en teen hulle gedraai het, van hulle voel selfs dat God homself weggedraai het van hulle af. Maar my doop herinner my, God weet van my. Hy het my geroep om deel te word van sy familie, om deel te word van sy liefde. Op my naam het hy my geroep. Daar was hierdie satanistiese meisie wat wel tot bekering gekom het later en getuig het gesê het, maar wie jy die enigste manier wat sy haar weg kon vind uit satanisme uit, was hierdie teken van God op haar voorkop, omdat sy as 'n baba gedoop is. Net hy wete, maar hy het ook vir haar op haar naam geroep. Het vir haar die deur oopgemaak om uit dit te kon uitkom. Ongelukkig vergeet ons ouers baie keer om hierdie spesiale dag wat in ons lewens gebeur, ons aan te herinner. Net elke jaar vier ons geboortedag en op latere ouderdomme wil mense nie eers meer hulle verjaarsdag vier nie. Maar die dag wat jy gedoop is, dit is veronderstel om elke jaar met vreugde gevier te word. Veral hoe ouer ons word. Dis die dag wat God jou op jou naam persoonlik kom roep het. Dis die dag wat God sy verbond ook
na jou toe gebring het. En as iemand jou wil vertel, hoor jy is niks werd, jy is 'n laag, jy beteken niks, wel, hulle het gelieg. Want die skepper van alles, die koning van konings, het jou persoonlik op jou naam kom roep. So vandag is 'n baie spesiale dag vir ouers, vir oupas en oumas en vir ons as gemeente, maar eendag gaan dit 'n baie spesiale dag wees vir die kind. En die beste manier vir ouers om hierdie gedenking te vier met hulle kinders is waarskynlik deur 'n doopkers te kry. Elke jaar op die dag wat die kind gedoop is, so 'n kers aan te steek. En dan eendag as die kind begin verstand kry en te vra, maar hoekom steek ons hierdie kers aan? Hoekom is my naam dalk op hierdie kers of hoekom is my voete dalk op hierdie kers? Dan kan die ouers hierdie kers gebruik om ook vir die kind te sê, te herinner, te vertel. Maar weet dit is wat God gedoen het. Hy het jou kom roep want hy wil hê jy moet sy kind wees, want hy wil vir jou God wees. En wie jy? Hy het dit vir jou moontlik gemaak deur Jesus se kruisdood. Dan eendag, wanneer hy kind dit aanvaar, dan ontvang ons die nagmaal as 'n teken van dat God jou skoon gewas het van jou sonde. 'n Teken wat ons gedurig dan kan gebruik om ons te herinner daaraan. Hoe kragtig werk hierdie doop en nagmaal nie saam nie. Mag God vir ons as ouers, as grootouers, maar ook vir ons as gemeente. Mag hy ons seën en toerus vir die opleiding en die opvoeding van ons kinders. Veral ook juis in hierdie saak. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelse Vader vir hierdie ongelooflike genade verbond wat U met ons kom sluit het. Net om te kan weet dat U het ons op ons naam kom roep. En U gee vir ons selfs vir ons 'n teken daarvoor. U plaas 'n teken op ons koppe. Here, dat U hierdie verbond ook met ons wil sluit. En dankie dat ons daarom ook die voorreg het om iewers in ons lewe te kan kies daarvoor, om dit te kan aanvaar. En dankie dat U vir ons ook die nagmaal gee, om vir ons te herinner dat U ons skoon gewas het, dat U ons sondes betaal het, dat ons nuwe mense is, en dat ons daarom in vreugde kan leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die Here U gebede verhoor, en mag die Here U seën met sy liefde. Mag hy by U staan in tye van nood, en saam met U jubel in tye van blydskap. Ons God, wat jou op jou naam geroep het, seën jou. Amen.